Julle weet geliefdes, God wat ons doen nie. Ek wil net hierdie voorbeeld gebruik. Ek nou so 8 jaar terug, 10 jaar terug al. Kom 'n persoon en ons rook voor diens en ek sê kom ons gaan bid en die Here help my hart. Ek moet vir die persoon bid om deure oop te maak vir 'n werk. Maar dat die mense moet hom bel. En ek vra dit vir die Here. Ek vra dit vir hom. Geliefdes, daai persoon kom na my toe en sê hy wil nie nou eintlik gaan werk. 'n week en 'n half daarna, toe bel hy my, toe sê ek my, weet jy wat? Hulle het my gebel en 'n salaris aanbod te gee wat ek nie kan weier nie. Daai persoon werk vandag nog vir daai selfde plek. Wat die Here die deure van oopgemaak het geliefdes. Maar dit is God se liefde. Dit is God se liefde. En as hy vir jou deure oopgemaak het en jy kyk agter daai deure, gaan daai deure nie sommer net kan toegaan nie. En sê jy dit toemaak. Ons is baie keer lief om te sê, ja, nee, maar ek is so teleurgesteld. Hoeveel kere stel ons God teleur? Amen. En dit is wat dink julle wat so God gaan aan my gedoen? Nee, hy is my nie gehelp omdat ek vanaand die saam as ek gesê het, Here, die Bybel is nou nie baie lekker nie, ek mag by die huis bly. Ek gaan nie nou kerk doen. Hoe kan ek verwag God met my help? Hoe kan ek? Ek luister nie vir sy stem dan nie. Ek het ons meer daai honger vol nie. Nee. Maak nie saak wat jy op pad langs kom nie. Al het jy 'n voetjie geswak, gaan op na die huis van die Here toe. Amen. Dit wat jy insit, dit is wat jy gaan kry op die einde van die dag. Geliefdes, en dis 'n waarborg. Dis nie alleen nie, dis 'n waarborg. God gaan vir jou nog meer gee as jy net meer insit. Ek sê nie jy moet deel wag nie. Dis wat die Here van ons verwag. Die Here sê, moenie soos die duiwel in die nag rondwandel. Wees kinders van die lig. Kinders van die lig is mense wat bid in die lig. Maar wanneer jy jou wakker maak in die nag, moet jy weet, hy lê, jy moet hom aan, een of ander rede. En wanneer ons hom aanroep, sal hy die rede op jou hart vir jou lê. Dus hoeveel nagte wat die Here vir my sê, thuis, ek doen nodig, ek wil gebruik, is jy daar? Is jy daar? Ek vra net daai vraag, is jy werklik daar? Ons hoef nooit hierdie boek Judge op die cover van self. Kyk na die binnekant. Kyk na die binnekant van elke iedere mens. Geliefdes, dis so maklik om te sê, o, ek kan nie saam met daai broer hier inkom nie, ek kan nie saam met daai suster hier inkom nie. Geliefdes, maak nie saak na watter kerk jy gaan nie. Daar is 'n pastoor Amanda, daar is 'n suster Marietjie, daar is 'n Marie, daar is 'n Markus. Hulle het net ander name, maar hulle is daar. So dit help jy mense hardop weg nie. Kom op in die Here, soos dat dit wel behaaglik is vir hom. Moenie dat die duiwel jou kom roof van jou skat. Daar's 'n skat vir ons elkeen weggebêre. Maar hoeveel van ons wil graag daardie skat hê? Hoeveel van ons wil werklik daardie skat hê? Dis baie maklik om te sê, ja, ek lees my Bybel elke oggend en elke aand. Is dit genoeg? Die woord van die Here sê vir ons duidelik, my tuis my word dag en nag. Sal die duiwel nie kapot plek in jou kry nie.
Was wanneer die duiwel plek in jou kry, wat jy kan punt in jou broer of jou suster. Pastoor, daar hier en praat vir my. Ag, Vader. As jy gedoen het wat God vir jou sê, dan het jy dit nie gehoor nie. Pastoor, toe op by die kerk en loop, toe sien ek dit. Maak jou oor, toe sit jou oogklappies op. As jy perde inspan, sit jy oogklappies op, so dat hulle nie kan sien waar jy in die lyn nie. Sit jy oogklappies op. Plak jou ore toe. Dankie Here, ek is daar al so. So ek hoef nie toe te plak nie, ek hoor nie. Daar wat ek wil weer. Dat is die woord van die Here. Geliefdes, die duiwel het nou, wat hy eerst die spinnekop byt, wat hy my amper geslaag, om my die huis van die Here uit, maar hy gaan nie slaag nie. Die vorige Sondag, was het dan? Ek dink een of ander voetoffisie van my, maar hy het van nie geslaag nie. Die duiwel sal nie slaag om my in die huis van die Here uit te hou. Al kruip ek hierin, sal ek iemand van dit wat God vir my wil hê. En ek hoop en bid dat elkeen van ons kom by daardie punt dat niks jou in die huis van die Here uit kan hou. Want moet nie verwag dat die Here jou moet seën met dubbele seëninge as jy nie tyd het vir hom nie. As jy vir elke dingetjie, o Here, ek kan nie nou by die huis gaan nie, wat dit en dit. Nee. Bestraf hy Paul, kom huis nie. Maar dis ook ons waar jy moet. Geliefdes, kom ons saam, en dan gaan ons die naam van die Here groot maak. Ek wil nie by jou uitkry nie, ek wil nie tot môreoggend doen. Dit wat ek wil sê, het ek gesê, moenie dat die klein dingetjies julle onderkry nie. Kom op na die huis van die Here. Ons gaan die naam van die Here groot maak, en dan gaan ons dan gaan die suster vir my sommer op die kaas lê as gebed. En dan terwyl ons wag op die dienste en opgekom is.
Dennis is ook nog op pad. Jy ry dinsdag, hè? Dan gaan vlieg hy nou hier, met die groot koels hier, leg na 'n ander land toe. Kom ons glo en vertrou die Here, dat die Here ons gaan behoed en bewaar, om na alle kant te kan deurdra. En Dennis, een ding wat jy moet onthou, nee, moenie die Here die belewenis gee. Dit is die enigste man wat werklike omstandighede ken. Dit is die enigste man wat werklik vir jou kan deur opmaak. Dan word dit sukses. Glo van hierdie dag van vandag. Vader, U jou groot almagtige God. Here, U wat die kenner van harte is, die kenner van Here is. U wat elkeen van ons se week ken, gedagtes ken. U wat ons as begeertes ken. En Vader, U wat elke huisomstandighede ken, weet. Bring ek vanaand vir Dennis voor U, Here. My Vader, hier waar hy Amerika toe gaan, ook weer vir 'n ekstyd. Vra ek U vanaand, Here, staan by ons stil. En ek vra U, my God, om hom te behoed en bewaar. Hou hom in die palm van die hand, my God. My Vader, van hier waar hy in die vliegtuig klim, Here. Laat U saam met hom sal wees. Vader, daar aan die ander kant in Amerika, Here, dat U daar ook saam met hom sal wandel, Here, oral waar hy gaan. Ek vra U, Here, dat U wil in sy lewe verder sal verskyn. My Vader, U ken sy omstandighede en U ken sy weer. En ek vra U, Here, daarom versterk jong wysheid, Here. Ons bid dit in Jesus kosbare naam. Amen en amen. Here, vanaand sê ons baie dankie dat U ons weer eens kom verras het. Dat U ons weer eens kom voed het. Dat U ons weer eens gevul het met die Heilige Gees, Here, dat ons kon hoor wat ons gehoor het. Dankie vir die woord wat uitgegaan het, wat die lippe van klei vir ons gegee is. Ons wil vra, Here, dat U ons sal behoed en bewaar. Verskonings is daar baie. Maar om 'n ware kind van God en standvastig en lief vir die Here te wees, is baie, baie beter as om verskonings voor te bring. Om in die huis van die Here uit te bly. Sien elkeen wat opgekom het na die huis van die Here toe. Ek glo, Here, hulle sal hier uitgaan met 'n blydskap in hulle harte, met 'n brandende vuur in hulle harte, en dat hulle dors gevoed is deur die woord, deur die musiek en musikante, alles, Here, wat vanaand hier plaasgevind het. Baie dankie daarvoor. Ek vra dat U met elkeen na hulle verskillende wonings toe sal gaan, dat U ons in hierdie week sal bewaar. Ons weet nie wat van ons voor lê nie. Ons weet nie, Here, waar die vyand vir ons wil pootjie nie en waar hy ons wil plat slaan nie, maar ons weet, soos Dawid gesê het, met my God spring ek oor. Met my God spring ek oor 'n bendstorm. Here, dat U met ons sal wees, versterk ons in die Gees, dat ons altyd deur U voor sal hou, dat ons die skild, die God en alles, Here, U wapenrusting altyd deur by ons sal hê, om ons te bewaar teen die vyandige liste van die duiwel. Hy is om elke hoek en draai, hy loer vir ons. Weet U, ek sê, as jy die Here se naam uitroep, en die Here se bloed uitroep, sal Satan bibber en beef. Hy sal vlug met sy sterktes in sy bene. Ek wil vir U sê, dankie, versterk ons, Here. Gaan verder met ons, die voedsel wat genuttig sal word, dat U dit ook sal sien aan ons liggame. Baie dankie daarvoor, die offergawes wat ingekom het, seën dit, Here. Baie dankie daarvoor. Amen.